Nou vriende, dit is andermaal weer 'n voorreg om saam met u te kan wees so rondom die woord van die Here. Ons is tans besig met hierdie baie besondere studie wat handel oor die hemelvaart van ons Here Jesus Christus en die kosbare waarhede daarin vervat en die boodskap ook vir my en vir jou vandag. So kom ons doen 'n kort gebed saam, dan staan ons stil by die gedagte van wat die hemelvaart vir ons dan insluit en hoe ons as kinders van die Here daardeur opgebou kan word in die allerheiligste geloof. Kom ons doen net 'n gebed saam. Hemelvader, baie dankie vir 'n nuwe dag wat u tot ons lewens toegevoeg het. Baie dankie dat u in beheer is van ons lewe. Dankie dat u die dae van ons lewensjare afgeweeg het. Dankie dat u elke druppel stryd, elke vreugde, elke blydskap, elke uitdaging, elke versoeking en beproewing in die holte van u hand hou, dat ons weet dat vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee vir hulle wat aan sy voorneme geroep is. Dankie dat toeval nie deel van ons lewe is nie. Dankie dat ons weet, Here, dat u in beheer is. En daarin vind ons vrede en ons veiligheid. En Here, ons weet ook ons kan volhard tot daardie dag dat u ons oproep om by in u heerlikheid te wees. Baie dankie vir u woord, seën dit nou in ons harte en word u ryklik verheerlik. Amen. Nou vriende, ons is besig met die gedagte van die kosbare boodskap soos vervat in die hemelvaart van ons Here Jesus. Ons het al reeds gister vir u so 'n bietjie die twee gedeeltes gelees daar uit Lukas 24 en Handelinge 1 en so gedagte met u gewissel daaroor. Ons gaan so 'n bietjie kyk na so 5 gedagtes. Elke dag 'n gedagte oor die vrede wat die hemelvaart van die Here Jesus bring en die kosbare boodskap wat dit ook vir my en vir jou siel dan ook is wanneer ons kyk na die hemelvaart van ons Here Jesus. Nou vriende, die eerste gedagte wat ek in u midde wil kom lê is dat die hemelvaart van die Here Jesus is vir ons kosbaar en dit bring vrede in ons harte want dit bevestig Jesus se goddelikheid. Dit bevestig Jesus se goddelikheid. As ons deur die geskiedenis gaan kyk, dan sien ons, daar is baie sogenaamde afgode gewees. Daar was baie profete gewees. Daar was baie mense wat opgestaan het en gesê het, ek is die Christus. En hulle almal se grafte is vandag daar en hulle beenderre lê daar. En ons besef maar net een ding, dat deur Jesus se opstanding en sy hemelvaart, kom bevestig hy dat hy God is. Dat hy nie net skepper is nie, maar dat hy ook gewer van lewe is en dat hy die bron van lewe is en uit hom het alle lewe ontstaan en hou hy alles in stand. Nou vriende, kom ons kyk na 'n paar Bybelse gedagtes om hierdie saak van ons, wat ons nou bespreek, te bevestig. Ons leer daar in Johannes 17 vers 5 die volgende woorde. U sal onthou, Johannes 17 is die hoëpriesterlike gebed van die Here Jesus, eenvoudig gestel, dit was die laaste gebed wat die Here Jesus gebid het vir sy disippels. En daarin sê die Here baie dinge rondom sy aardse bediening, die feit dat God hom gestuur het, die feit dat hy die werk kom doen het. En nou lees ons in vers 5, en nou Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Vader, vers 24, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Nou is baie interessant, as ons hierdie verse bestudeer, dan sien ons dat die Here Jesus praat van 'n heerlikheid wat hy gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Met ander woorde, Christus is God. Van ewigheid af was hy, van ewigheid af het hy bestaan, die drie-eenheid in homself. En nou sê die Bybel vir ons dat hierdie Here Jesus Christus mens kom word het, vir 'n tyd lank op aarde kom wandel het en dan die taak afgehandel het, die prys betaal het, soos Vader dit dan ook bedoel het. En nou bid hy dat die disippels sy heerlikheid sal aanskou. 'n Pragtige prentjie daarvan vind ons in Handelinge die 7de hoofstuk, vers 55. U onthou wat in Handelinge 7 gebeur. Dit is die eerste martelaar Stefanus. En die Bybel sê vir ons dat terwyl die klomp kerkleiers hierdie man Stefanus gestenig het, sê vers 55, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Jy sien hier die kosbare bevestiging van Jesus se goddelikheid wat nou in die heerlikheid ook langs die Vader plek ingeneem het. Die Bybel praat dat Jesus gaan sit het aan die regterhand van die Vader. Maar kom, ek gaan vir u verder lees wat staan daar in Filippense 2 vers 6 tot en met vers 11 wat vir ons baie duidelik kom illustreer dat die hemelvaart Jesus se goddelikheid duidelik kom uitbasyn. Want hy was God, hy is God, hy sal vir ewig God bly. Vir 'n tyd lank het hy homself ontledig en na hierdie aarde gekom
En kom ek lees vir u wat sê die Bybel self oor die menswording van Jesus en dan ook oor sy hemelvaart. Filippense 2 vers 6. Hy, dit is Jesus, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Let op die woordkeuse. Hy het homself verneder, hy het homself ontledig, hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. Kan jy agterkom dat Jesus met 'n goddelike missie gekom het, met 'n goddelike doel? Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hy nie 'n slagoffer was nie, maar oorwinnaar. Hy het gekom met die doel om sy lewe af te lê, want hy is God. Nou sê vers 9, nadat Christus alles gedoen het, hy het die luisterryke hemel verlaat, hy het diensknegt kom word, hy het homself verneder deur aan die kruis te sterf, vers 9, daarom het God Jesus ook uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel, en van die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely, dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Vriende, ons leef basies tussen twee groot gebeurtenisse. Die een, waar Christus aan die kruis gehang het, 'n skouspel vir die wêreld, en waar mense hom gehoon en gesmaad het, en aan die ander kant, die dag wat sal aanbreek, wanneer elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat Jesus Christus die Here is. Ons moet tog nie verskrik word en bang en benoud word as die wêreldleiers baie dinge skree teen die Christendom, en as julle nie gaan begin kompromie aangaan, en as julle nie ander godsdienstige groepe gaan begin aanvaar, en ander sogenaamde gode gaan begin aanvaar nie, gaan ons julle elimineer. Luister, God is in beheer van sy skepping, hy is in beheer van sy kerk, hy is in beheer van die wêreld, en as hy sy seun na 'n kruis gestuur het, en as hy sy disippels laat sterwe het, op 'n baie wrede manier, 'n marteldood laat sterwe het, dan moet u en ek nie beter verwag nie. Waarom nie? Want ons heerlikheid en ons koninkryk is nie hier nie. Ons is nie gebore om hier 'n hemel op aarde te kom vestig nie. Daarom sê die Bybel dat Christus bereid was om sy heerlikheid te verlaat, vir 'n tyd lank aan die mens gelyk te word. Sonder sonde, sê die Bybel vir ons. En hy het hierdie wrede dood gesterwe en opgestaan en opgevaar om vir my en vir jou die boodskap uit te basuin, dat hy God is, dat hy die redder is, dat hy die gewer van lewe is, en dat omdat hy leef en omdat hy in die heerlikheid van die hemel is, sal ons ook eendag saam met hom daar wees. Ek gee vir u nog een pragtige gedeelte in die Bybel, en dan sluit ons met vanmôre se oordeenking af. Openbaring 5 vers 12 sê, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Jy sien, die hemelvaart bevestig vir ons dat Jesus nie net 'n doodgewone mens was wat gebore is en gesterwe het nie, maar dat hy juis gekom het, 'n goddelike geboorte. Die Bybel sê vir ons 'n sondelose lewe, 'n besondere dood gesterf het, waar hy sondedraer geword het, waar hy sy lewe afgelê het en dan weer sy lewe opgeneem het en opgevaar het, en die Bybel sê vir ons 'n naam gekry het wat bo elke naam is. Luister, daar is geen ander naam waardeur jy en ek gered kan word, behalwe die naam van ons Here Jesus nie. Daar is geen ander godsdiens waardeur jy by God sal uitkom, behalwe deur Jesus Christus nie. Daar is geen ander manier om die heerlikheid van die hemel tegemoet te gaan, behalwe deur hierdie Here Jesus, wat dan ook sy lewe afgelê het om dit op te neem, opgevaar het en gesê het, dat hy weer sal kom om ons te kom haal. Mag die Here vir ons ryklik seën, wanneer ons môre by die volgende gedagte gaan stil staan. Ek wil u vra, bepeins bietjie hierdie gedagte vandag, doen verdere studie daarvan, en ons eer die Here, dat hy leef, hy het opgestaan, hy het opgevaar, en hy sê, gaan kom, om ons weer te kom haal. Mag die Here vir ons baie ryklik seën. Mooi dag vir u verder, baie liefde, baie groete en seën, tada.